Naand mense, is Jaap hier, ek wil gou 'n kort video vir julle wys van 'n ou wat in die okkulte was. Hy is gebore so in 1925. Dis hierdie oom. Hy is oorlede in 1998. Hierdie onderhoud met hom, ek dink was so 1975 daar rond. Dis hoekom die beeld is so sleg. Die beeld, jy kan net nie baie mooi sien nie en die klank is ook nie so wonderlik nie. Maar hy, hierso het sy leier vir hulle vertel wat Lucifer gesê het, Satan gesê het met die Great Council, wat hy gehad het met sy volgelinge in 1700. En dit is baie interessant, want dit is vir my ook 'n bewys van die tydlyn, dat ons is in die kort seisoen van misleiding. Lucifer weet dit, en dit is wat hy vir hulle gesê het daarso. En dit pas in by my teorie, of maar eintlik ook maar wat die Bybel sê. Kom ons hoor gou hierdie eerste, is net so 'n minuut of 2. Satan and all his spirit counselors held a great general council with one purpose in mind. It was to prepare for the great industrial age that was soon to break upon the world. And Lucifer also foresaw another age that was to follow that, where tremendous scientific discoveries would be made by people, and we would enter a unique age that would change the way that everybody lives. It would also serve to usher in the end times and the close of the great controversy between the forces of good and evil. And the priest said that Lucifer had been studying the Bible, and he found in Daniel 12:4, where we are told about the time of the end, many shall run to and fro, knowledge shall be increased. He understood it to be that we're getting to that point. And he had, with all the spirit counselors, to change their modes of operation in order, to ensnare people. And Ek gaan maar net daar stop. Die drie dinge wat hy toe nou noem is, maar die mense moet, sy volgelinge moet die mense oortuig dat daar is nie iets soos 'n Satan en gevalle engele nie. En dan moes hulle hipnosis ingebring het in die wetenskap in. Want dit was eintlik in die okkulte gewees, en toe bring hulle hipnosis en mesmerism en daai goed. Toe bring hulle dit in wetenskappe in, dat die wêreld dit kan aanvaar. En dit gaan ook oor mind control, dat hulle moet fokus op mind control, en dit is presies wat hulle nou vandag ons baie daarvan sien en hoor, en wat hulle ook vandag toepas met frekwensies en ander maniere. En dan die derde ding was evolusie, die evolusie leer dat hulle dit moet versprei. En hulle het naarstiglik daarmee begin met hierdie evolusie en daar van die 1700s af. Soos wat hy net na hierdie byeenkoms van Lucifer, het sy gesante begin met die idee van die dinosourusse en evolusie. Ja, want dit is mos die teenoorgestelde van wat die Bybel sê. Maar wat vir my interessant was hierso, hy het gesê, Lucifer het vir hulle gesê wat gaan kom, want Lucifer is nie 'n profeet nie. Die ding is, hy weet, is tussen die kort seisoen van misleiding, na die 1000-jarige vrederyk, so hierdie industriële revolusie wat hy van praat, is maar net die uitvindsels van die 1000-jarige vrederyk wat hulle toe ingebring het in die kort seisoenen van hierdie goed wat aan die uitvindsels was van die 1000-jarige vrederyk. Van dit het hulle gebruik, van dit het hulle laat gaan, discard, hulle dit vernietig, destroy. Daar was, die mense het met elektriese karre en karre wat op stoom ry, het hulle gebruik in die begin, maar natuurlik het hulle daai goed gediscontinue, en hulle toe, alle die karre moet ry op petrol byvoorbeeld, en diesel. En maar hierdie industriële revolusie natuurlik is maar net hierdie uitvindsels wat toe nou begin geïnkorporeer word in ons samelewing. En hulle het toe maar stories bygevoeg by elke ding wat kamstig uitgevind is, en 'n naam bygesit en gesê wie is die persoon wat dit kamstig uitgevind het, en al hierdie goed is basically, gaan kyk maar oor al hierdie goeders, is so in 100 tot 150 jaar het hulle alles uitgevind. Daar was 1000 jaar wat dit donker eeue was, en hulle nie kop of stert kon uitmaak van die wêreld en die lewe en niks nie, en binne 150 jaar vind hulle alles uit. Klink dit vir julle reg? Klink dit moontlik? Ja, dit klink soos klomp nonsens, maar dit is nonsens.
Hierdie goed het hulle gekry van die 1000-jarige vrederyk, na Joshua hulle self verwyder het, toe die goed agtergebly natuurlik, en hulle het agtergebly vir Lucifer en sy dienaars, om dit te kan gebruik in hierdie kort seisoen van misleiding. En dis hoekom Lucifer geweet het, daar is 'n industriële revolusie wat nou kom, want hulle gebruik ons nou hierdie ou goeders. And devise a way whereby people would disqualify. Wel, ja, ek kyk mos nou alles vir julle klaar gewys. Nou toe daarna het hy gesê van die scientific uitvindsels, of dat hulle vinnig gaan verbeter, die tegnologie, en ons kan mos sien in ons eie lewens, ek sê so oud nie, maar ek onthou nog kassette en plate, en daarna was dit skielik CD's, en toe is dit USB's, en nou kan jy al jou musiek op 'n klein foontjie sit, en jy kan alles luister as jy wil. Tegnologie het so vinnig verbeter, dit is bo-menslik, hierdie goeters, en natuurlik, ek glo dit is die gevalle engele wat die mense help met hierdie goeters, want hulle weet, dit gaan die mensdom negatief beïnvloed en affekteer, en dit is alreeds kan ons sien, hoe dit die mensdom negatief affekteer, met die 5G en die ander goed, die fone self, en ja, dis hoekom hy weet, dit sou so wees, want sy dienaars sou die hulp gehad het van hierdie gevalle engele om hierdie goed te kan maak. En toe sê hy daarso, die laaste ding wat hy genoem het is van die eindtyd. Kom ek wil net daai stukkie weer speel gou vir julle, wat hy sê daar van die eindtyd. And the priest said that Lucifer had been studying the Bible. When full knowledge shall be increased, he understood it to be that we're getting to that point. And he had, with all the spirit counselors, to change their modes of operation. Maar ek het real gewys, ek weet dit is voor dit nog. Scientific discoveries would be made by people, and we would enter a unique age that would change the way that everybody is between the forces of good and evil. Also, usher in the end times, and the close of the great usher in the end times. Controversy between the forces of good and evil. Usher in the great controversy between the forces of good and evil. Ja, hy sê hierso, Lucifer sê vir hulle, en dit is, dan kom die eindtyd, waar die finale oorlog tussen goed en sleg gaan plaasvind. So wat sê dit vir jou? Dit is, hy praat van die slag van Gog van Magog. Hy praat van die kortseisoen van misleiding, waar die slag van Gog van Magog is die finale geveg van sleg teen goed. Dit is waarvan hy praat, die finale battle tussen good and evil. As hy gepraat het van die 1000-jarige vrederyk of die groot verdrukking of so, dan is dit mos nie die finale battle nie. Dan kom maar mos nog 'n battle na die 1000-jarige vrederyk. So Lucifer weet, hy is in die kortseisoen en daar's nog net een finale battle tussen good and evil. En daarvoor moet hy die mensdom voorberei, dat hulle agter hom gaan skaar om te baklei teen Yahushua as hy terugkeer. En dis waar die aliens en daai goed ook aankom. Ek het 'n video hierso oor. Wat is vir Lucifer se finale plan? Gaan kyk daar die video. Daar gee ek vir julle die inligting. Wat is Lucifer se finale plan vir die mensdom om hoe mislei hy hulle? Hoe berei hy hulle voor om agter hom te staan en aan sy kant te wees? Maar ja, hier sê Lucifer vir hulle, dit is die eindtyd. Die laaste battle wat hy nou voorberei, en die mensdom voorberei. It's amazing dat Lucifer dit vir hulle gesê het in die 70s, 1970s, en dit stem 100% ooreen met my tydlyn. Ja, en ons kan sien hierdie goed wat hulle hiervan praat, alreeds in volle swang hier op aarde. Die mense glo nie meer daar is 'n Satan en die evolusie en die mesmerism en hypnotism en mind control en daai goed. Die mense kan dit ook sien oral. Ek wil julle net wys, is vir interessantheid hierdie is die Statue of Liberty en hierdie tablet wat hierdie Lucifer vashou, want ek glo hierdie is 'n voorstelling van Lucifer, hierdie standbeeld. Dit is 4 Julie 1776.
is en baie glo dat dit is die datum wat Lucifer losgelaat is uit die bodemlose put. Ek dink dit is dalk 'n bietjie vroeër as dit, maar dit is die datum wat hulle gekies het om op te sit op hierdie tablet vir sy vrylating 1776. So, en dit is dan interessant dat in die 1700s het hulle 'n byeenkoms gehad wat Lucifer vir hulle gesê het, wat is sy planne? Dit stem ook ooreen met hierdie datum 4 Julie 1776. Interessant genoeg ook in hierdie jaar is die verligtes se beweging het toe begin. Daar's 'n ander Engelse woord, as ek dit nou sê dan, ek weet nie, gaan daar dalk issues wees. Die verligtes se organisasie het toe begin in hierdie spesifieke jaar. Dis ook die jaar wat hulle die Declaration of Independence geteken het natuurlik. En groot deel van Londen het verbrand in hierdie jaar. En ja, interessant, baie interessant. Soos ek sê, dit stem ooreen met wat my tydlyn sê. Ek wil net gou vir julle hier lees van Lucifer se loslating. Now when the 1,000 years have expired, Satan will be released from his prison and will go out to deceive the nations which are in the four corners of the earth. Nou, die four corners van die aarde kry jy net op 'n plat aarde, mense. Jy kan dit nie kry met 'n bal nie. Gog en Magog, hier verwys hy na die finale oorlog, en hier sê dat wie hy gaan gebruik om die nasies bymekaar te maak, Gog of Magog gaan hy gebruik, to gather them together to battle, om die wêreld bymekaar te bring, omdat hulle almal saamkom om te oorlog te maak, whose number is as the sand of the sea. They went up on the plateau of the earth, and surrounded the camp of the saints and the beloved city, and fire came down from Yahuwah, out of heaven, and devoured them. Ja, ek het video's oor hierdie goeters al reeds gemaak, oor die vuur, wat ek dink is daai groot draak in die see, wat sy kop gaan uitsteek. En hierdie beloved city is moontlik die vleiende stad van Yahushua, wat ook mens kan sien op muntstukke wat gedruk is in die 1000-jarige vrederyk, waar hy die verskillende stede besoek het op sy vleiende stad, die nuwe Jerusalem, wat ook Mount Zion genoem word, dis die hemelse Mount Zion. 2 Esdras 13 praat daarvan, van hierdie Mount Zion. En ja, dit is wat hy gaan doen. Hy berei nou voordat Rusland, China en hulle helpers gaan hierdie westerse wêreld oorvat, en dan gaan hulle die kamp van die gelowiges omsingel, en dan gaan Jahoua hulle vernietig met vuur. En ja, dan is dit. Maar in elk geval, dit is wat ek al gesê het oor hierdie video wat hierdie ou gemaak het. Vir interessantheid, gaan kyk maar hierdie ou se hele getuienis, dit is regtig baie goed. Ek het die hele een geluister. Hier is een van 3 ure, hier sê hierdie 3 ure en 19 minute. Dis een wat ek geluister het, en is uiters interessant, regtig. Jy kan dit op spoed 1.25 sit, dan gaan dit 'n bietjie vinniger. En hoe hy tot bekering gekom het, en hoe hulle hom probeer doodmaak het, en ja, hy het dit gedoen in die toe hy so 20 was, in die 20s, toe hy in sy 20s. En maar ja, toe het hy daar uitgegaan uit die okkulte uit, en hulle het hom toe probeer doodmaak. Maar daar is selfs 'n fliek gemaak oor dit. Hier is die fliek Charmed by Darkness, dis die fliek se naam van hom. Lyk my. Ek het dit self nog gekyk, so ek weet nie hoe is hierdie fliek nie. So, dis iets slegs is, ek sê jammer dan. Maar ek luister maar die getuienis self, ek dink dit is die moeite werd. En ja, dis dit. Geniet julle dag. Ek glo hier is maar net nog 'n bewys van Lucifer wat vir ons sê, vir ons is op die tydlyn. Daar het julle dit gehoor uit die mond van die duiwel. Okay, groete, bye.